Vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer saam kan wees so rondom die woord van die Here. Ons is die Here innig dankbaar dat ons aan die begin van 'n nuwe dag en aan die begin van 'n nuwe week so kan stil word rondom sy woord. Nou, ons is tans besig met die boek Spreuke en ons gaan vanmôre 'n bietjie weer kyk na die gedagte van wysheid teenoor dwaasheid. U sal sien dat die boek Spreuke geweldig baie maak van wysheid teenoor dwaasheid en hoe wysheid en dwaasheid eintlik as twee vrouens uitgebeeld word. Wysheid, die keiservrou, en dan dwaasheid, die ontugtige of slegte vrou. En ons sal ook sien, vriende, wat die uiteinde van hierdie twee se raad is, wat hulle aan mense gee. Maar voor ons daarby kom, wil ek u groet met die baie besondere gesang 217. Nou, dis 'n gesang wat so bietjie besig is om te kwyn, weg te sterwe. Mense sing nie regtig meer die gesange nie, party van die melodie is moeilik. Maar hierdie gesang het ons gereeld gesing as jong kinders, en toe ek jonk was, het ons gereeld hierdie gesang in die kerk gesing, en hierdie gesang gee vir ons 'n kosbare boodskap deur. Aan die een kant, God se almag, aan die ander kant die ou vyand wat altyd besig is om te torring aan ons, altyd besig om ons te versoek, altyd besig om ons van die weg te verlok, en hoe die Here vir ons die belofte gee dat hy ons veilig in sy hemelse hawe sal aanbring. Kom ek lees vir u die 2 verse, en dan kan u ook so 'n bietjie verder gaan lees daaroor. U weet, ek moedig u gereeld aan om die psalms en gesange te lees, die haleluja liedjies, nie omdat dit geïnspireerd is soos die Bybel, of soos die Bybelskrywers geïnspireer was om die Bybel neer te pen nie, maar is ook goed om te sien hoe ander kinders van die Here deur die eeue geworstel het met sekere dinge, dit op pen en papier gesit het, om vir ons dan ook te stig en vir ons te wys dat daar ander is wat dieselfde lyding deurgegaan het, en hoe hulle dan ook hulle krag en hulle sterkte in die Here gevind het. Kom ek lees gou vir u, Gesang 217. 'n vaste brug is onse God. Ons skuil in hom die sterke. Hy is 'n vesting in die nood, vir ewig staan sy werke. Al kom die bose aan, in sy oorwinnaars waan. Ons weet, by al sy lus, sy lot is reeds beslis. God self stel aan hom die perke. Is dit nie vir u mooi nie? Aan die een kant, God se ewige, standvastige genade en sy onderhoudende krag, hoe hy vir ons seën en vir ons dra. Aan die ander kant die ou vyand se lafhartigheid, hoe hy poog om ons van die weg te kry, maar hoe die Here vir ons dan sê dat selfs die duiwel se lot is alreeds bepaal. Vers 4 gee vir ons 'n pragtige gedagte deur rondom die belangrikheid van God se woord in ons lewe. Gods woord hou stand in ewigheid. Geen mag kan dit laat wyk nie. Beef Satan, God voer hier ons stryd. Sy trou sal nooit beswyk nie. Al eis jy dan ons goed, ons dierbaar is ons bloed, dit bring jou geen gewin. Ons gaan die hemel in. Jy roof ons nooit Gods ryk nie. Is dit nie vir u pragtig nie? Al verloor ons alles soos 'n Job van ouds. Die duiwel kan nooit die heerlikheid van die hemel van ons beroof nie. Hy kan dit ooit van ons wegsteel nie. Ons is veilig in die Here, geanker in die verlossingswerk van Christus, verseël deur die Heilige Gees, en die Bybel sê vir ons in Johannes 10 vers 29, niemand sal ons uit die hand van die Vader ruk nie. Watter kosbare versekering het ons net nie. Nou vriende, ons gaan vanmôre stil staan by hierdie hoofstuk 8 en 9, miskien vandag en môre, maar ons gaan bietjie kyk na die verdere uitbreiding van die gedagte van wysheid. U sal onthou Salomo praat baie oor die wysheid teenoor die dwaasheid in die boek Spreuke. En u sal sien, hoofstuk 8 en 9 is die laaste 2 hoofstukke wat ons so in perikope gaan hanteer, en dan by hoofstuk 10 gaan ons begin om elke spreuk te hanteer. En ons vertrou die Here vir wysheid ook, om hierdie waarhede aan u deur te gee. Nou vriende, in hoofstuk 8 en 9 sien ons baie duidelik hoe Salomo dan vir ons wysheid en dwaasheid uitbeeld as 2 vroue. Wysheid is die keiservrou wat langs die pad staan, en hierdie wyse vrou roep, die Bybel sê vir ons, na die edeles, na die konings. Sy roep na die eenvoudiges, na die dwaase, en sy sê vir hulle, kom na my toe. Ek het 'n tafel gedek met 'n feesmaal op. Kom voed jou met hierdie feesmaal, sodat jy met wysheid kan leef in hierdie krom en verdraaide geslag. Aan die ander kant sien ons dwaasheid word uitgebeeld as 'n slegte vrou, as 'n ontugtige vrou, as 'n vrou wat by die kronkelpaaie van die lewe staan, wat gefokus is op die sintuie van mense, en sy fokus op mense se oë, op hulle ore, op hulle gevoel, om hulle dan van die weg te kry, in hierdie pad van sonde, hulle te plaas en hulle dan te vernietig, terwyl sy nie alles beloof wat sy vir hulle aanbied nie. Want u sien, dit is so dat sonde vir jou nooit kan gee wat dit aanbied nie. Sonde beloof altyd vir ons die son, maan en sterre. En ons weet,
al so vroeg as Genesis 3, dat mense nooit kry dit wat vir hulle beloof word, wanneer dit kom by sonde nie. Maar kom ek beeld dit vir u uit in die lees van 'n paar verse uit Spreuke 8 en Spreuke 9, en u sal sien hoe wysheid as die keuse vrou vir ons na vore kom, dwaasheid as die slegte vrou, en hoe ons dan moet kies, hoe ons verstand moet gebruik om die regte keuse te maak, sodat ons nie slaag kry, met moeite en verdriet deurboor word, en sê, ag, hoe dwaas was ek, dat ek nie geluister het toe wysheid geroep het nie. Hoor dit staan in Spreuke 8, roep die wysheid nie, en verhef die verstandigheid nie haar stem nie. Op die top van die hoogtes langs die weg, op die kruispad van die paaie staan sy. Ek roep na julle manne, en my stem is tot die mense kinders. U sien, wysheid roep na almal, jong mense, kinders, middeljariges, ou mense. My stem roep na die mense kinders, leer tog skranderheid, verstaan eenvoudiges, en dwaase leer verstandigheid verstaan. Al die woorde van my mond is reg, daarin is niks wat slinks of vals is nie. Hulle is almal duidelik vir die verstandige en reg vir die wat kennis gevind het. U sien, wanneer ons met wysheid omgaan, is ons nie besig om 'n kronkelpad te bewandel nie. Ons is nie besig om mense te probeer indoen nie. Ons lieg en bedrieg nie. Ons is nie vals nie. Ons gee nie voor nie. Ons dra nie maskers nie. Want wysheid ontbloot ons voor die aangesig van God en dit leer ons om in die krag van die Heilige Gees met wysheid te wandel. Vers 12 sê, ek wysheid is vertroud met die skranderheid en ek vind kennis van regte oorleg. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Sy sê, vers 15, deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas wat reg is. Ek het lief die wat my lief het, en die wat my soek sal my vind. Luister, as u vanmôre dwaas is, onverstandig is, miskien is u 'n wyse persoon, miskien het u een of ander graad verwerf, maar u sukkel in u lewe val uitmekaar uit, dan wil ek jou vra, dat jy op jou knieë sal gaan en vir God sal vra, gee my u wysheid soos vervat in u woord, en soos ons gelees het in hierdie gesang, Gods woord hou stand in ewigheid. God is die enigste alwyse God, en deur sy alwysheid, soos opgeteken in sy woord, leer hy ons om as wyses te wandel in hierdie krom en verdraaide geslag. Verder sê die Bybel, wysheid is 'n vrug wat beter is as goud en as fyn goud, en my opbrengs as uitgesoekte silwer. Dis hoe wysheid aan die een kant lyk, en u kan vir my vra nou, wysheid, hoe verkry ek wysheid? Hoe bekom ek wysheid? Vriende, begin die Bybel lees. Ons is tans besig met die boek Esra, en uit die boek Esra sien ons hoe die Here wysheid aan hierdie skrifgeleerde gegee het. 'n Man wat gevas het en gebid het en wysheid gevra het hoe om hierdie volk van God te begelei, en selfs in die Ou Testament by hierdie baie besondere terugkeer na Jerusalem onder die leiding van Esra sien ons hoe die Here ook vir ons leer om wysheid te hê in die tyd en dag waarin ons onsself bevind. Hoor aan die ander kant, hoe word die vrou dwaasheid beskryf? Die Bybel sê vrou dwaasheid is onrustig. Dit is nou Spreuke 9 vers 13. Sy is onrustig. Dwaasheid is altyd onrustig. Pure eenvoudigheid en heeltemal onkundig. Sy sit by die deur van haar huis op 'n stoel op die hoogtes van die stad, om te nooi die wat op die weg verbygaan, die wat hulle paaie reguit wandel. Wie eenvoudig is, laat hy inkom hierheen, en die verstandlose, aan hom sê sy, gesteelde water is soet, en brood in die geheim geëet is lekker. Vers 18, maar hy weet nie dat daar skimme is, dat daar genooides in die dieptes van die doderyk is nie. Kan u sien, vriende, wysheid konsentreer op ons verstand. God het ons 'n verstand gegee om te dink, om regte besluite te maak, om die verkeerde raak te sien, om te vlug van die pad van sonde. En aan die ander kant kom vrou dwaasheid, sy's onrustig. Sy's altyd daarop uit om mense te vernietig. Die Bybel sê vir ons sy's onkundig. Sy sit by die deur van haar huis en sy hou mense dop, en sy konsentreer op hulle sintuie. Wat sien hulle? Wat hoor hulle? Onthou, ons as mense is gemaak met sintuie, en dikwels word ons verlei deur ons oë, deur die begeerlikhede van ons hart, en die Bybel sê vir ons, hierdie vrou dwaasheid gee nie al die inligting deur nie. Sy sê vir die eenvoudiges, kom in. Vir die verstandlose sê sy, luister, gesteelde water is soet. As jy hierdie sonde doen, niemand gaan dit weet nie, niemand gaan dit uitvind nie. En nou lieg sy, want die Bybel sê, maar hy weet nie dat daar skimme is, dat daar genooides in die dieptes van die doderyk is nie. Vriende, in die jare wat ek in die bediening is, kan ek vir u verhaal op verhaal op verhaal vertel van mense
wat gedink het hulle is slim. En daardie spreekwoord sê slim vang sy baas. Mense wat gedink het hulle weet beter as God. Mense wat die waarheid van die woord geken het, dit verontagsaamheid in die pad van sonde ingeslaan het. Mense wat hulle lewens vernietig het. Mense wat gesterf het as gevolg van hulle sonde. Mense wat vandag sit met die verwyte oor sonde van die verlede, omdat hulle die wysheid van die Here nie ter harte geneem het nie. Daarom hier op hierdie maandagoggend wil ek by u pleit, dat u wysheid sal soek, dat u daarna sal roep, dat u sal pleit dat die Here u 'n wyse hart sal gee. En aan die ander kant dat u dwaasheid se leuen sal sien, die vrou dwaasheid se onrustigheid, en ook die skimme, die mense se lewens wat vernietig is, en vir die Here pleit, Here help my om nie hierdie pad te bewandel nie. Vriende, dit gaan verg dat jy en ek dissipline aan die dag sal hê, dat ons die woord sal lees, dat ons die woord sal oordink, sodat ons nie deel van die statistiek sal word nie. Sonde is maklik, ons word sondaars gebore, die natuurlike neiging van die mens is na sonde, daarom vang vrou dwaasheid soveel mense. Dit is juis wanneer ons vernuwe word deur die Heilige Gees, weergebore word, dat wysheid vir ons belangrik raak, dat ons verstand geprikkel word deur God se woord, en dat ons besef, hier is die weg waarop ons moet wandel, dat ons nie regs of links daarvan moet afwyk nie. Mag die Here ons wysheid gee. Môre gaan ons bietjie kyk na die gedagte hoe die Here deur wysheid die wêreld gemaak het en hoe ons ook daarby baat kan vind. Seën vir u, mooi dag verder. Tada.